Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het. Dis daarom weer Vrydag en ons kan so 'n bietjie moed skep en ek wil so ietsie halftong in die kies sê. Ek het onlangs gehoor by iemand wat sê, lyk my die naweke word in China gemaak, made in China, want dit hou net vir 2 dae en dan begin die week weer. En ag vriende, is baie keer komies om hierdie dinge te hoor, maar ja, ons week is verby. Ons is by die laaste oordenking van hierdie week en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook ryklik hier sal seën en vir ons moedig sal maak en ons harte ook sal voorberei vir die erediens wat Sondag dan sal volg. Ek wil u groet met die woorde van Halleluja lied 502. Nou Halleluja lied 502 leer vir ons 'n baie groot waarheid. Daar staan, ek glo vas, God hoor die gebed. Ja, gewis hy hoor die gebed. Dis beproef God hoor die gebed. Ere sy naam. Die Here roep ons op in die Bybel en hy sê vir ons bid sonder ophou. En vriende, is belangrik om die woord van die Here te lees. Dis belangrik om hierdie oordenkings dan na te luister en te oordink. Maar dis net so belangrik om te bid. Want in gebed sê ons vir die Here, Here, ons hoor wat u sê en ons verklaar ons afhanklikheid van u en ag Here, ons steun sterk op u beloftes dat u vir ons gesê het, u sal ons nooit begewe en u sal ons nooit verlaat nie. Mag die Here ons bekragtig om werklik te bid sonder ophou, ook in hierdie moeilike en uitdagende tye. Ons is tans besig met Spreuke die 10de hoofstuk. Ons gaan vanmôre kyk na vers 6 en 7. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Nou vriende, as ons kyk na hierdie vers, dan wil die Here nie vir ons sê dat kinders van die Here altyd geseën word op elke gebied. En ons dink altyd in die tendens van ons tyd waar mense seëninge sien as tydelike seëninge, oorvloed in die tydelike dinge. As ons kyk na die Bybel en die konteks van die regverdige teenoor die goddelose, dan sien ons baie duidelik dat hierdie seëninge baie meer is as net die tydelike. As die Here vir ons sê daar is seëninge op die hoof van die regverdige, dan beteken dit dat die Here ons seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus, ons Here. Jy is welkom om daar in die Nuwe Testament bietjie deur die sendbriewe van Paulus te werk. En Paulus se gebed ook vir hierdie gemeentes is dat die Here hulle sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus, ons Here, sodat ons oorvloedig kan wees in die goeie werke wat ons doen. En dink mooi daaraan, vriende, soos die Here ons seën met sy waarheid, met sy woord. Die Here seën ons met ons daaglikse versorging en hy seën ons met vriende en 'n gemeente en hy seën ons met so baie dinge. Kan ons weer op ons beurt 'n seën vir ander wees. En ag, as jy met iemand praat, sal jy dadelik agterkom of hulle kinders van die Here is. 'n Ongeredde kan nie verlang oor die Here praat nie. En as hulle oor die Here praat, praat hulle so half onsamehangend oor die Here. 'n Ware kind van die Here praat uit die oorvloed van sy hart. Daar is 'n liefde vir God in sy hart en God se seën in sy wese, in sy binneste, deur die waarheid van die woord en gebed, vloei spontaan oor sy lippe. En hy kan ander seën en met hierdie waarheid van God se woord bedien. En hoe kosbaar dat die Bybel vir ons sê, seëninge is daar op die hoof van die regverdige. En hy is weer 'n seën vir ander, sodat God verheerlik word in alles. Aan die ander kant, vriende, verklap die goddelose se bose hart hom in sy spraak. Want hoor wat sê die Bybel? Die mond van die goddelose verberg geweld. En wat dit eenvoudig beteken is dat die goddelose, as hy sy mond oopmaak, dan hoor jy die boosheid wat in sy hart aan die gang is. Lukas 6 vers 45 sê dat 'n mens praat uit die oorvloed van jou hart en goddelose mense praat uit die oorvloed van hulle hart. Baie keer spog hulle in hulle boosheid. Baie keer sal hulle jou vertel hoe hulle iemand dan om die bos gelei het of hoe hulle deur hulle sondige praktyke die waarheid verberg het vir mense en mense met sleeheid gevang het. En dit is deel van die goddelose. En ag vriende, die goddelose is ook mense wat met hierdie geweld omgaan en vrees probeer aanwakker by mense, om dan ook diktatorskap uit te voer. En ag, geweldenaars is oralste. Ons sien op die einde van die dag dat goddeloses is oralste. En daarom moet ons luister na mense se woorde, want mense se woorde verklap dikwels dit wat in hulle harte aan die gang is. En nou kom die Bybel in vers 7 en hy sê vir ons weer 'n keer die twee wat teen mekaar gestel word. Die nagedagtes van die regverdiges is tot seën, maar die naam van die goddeloses vergaan. As ons maar dink vanmôre aan name soos Adolf Hitler, dan bring dit 'n bitter smaak in ons mond. Waarom? Want hy was 'n diktator, 'n moordenaar, 'n man wat deur hierdie magsvergryp miljoene mense gedood het.
Ons dink aan Stalin, ons dink aan ouens soos Robert Mugabe, wat 'n land op sy knieë gebring het terwyl hy in weelde geleef het en geëet het van die room van die land, moes hy mense amper doodgegaan het van die honger, wat 'n boosaard. En die Bybel sê hierdie mense se nagedagtenis sal vergaan. Mense wil nie oor hulle praat nie. Mense wil hulle nie noem in 'n gesprek nie. Waarom? Want dit bring 'n bitterheid in hulle harte. Dit bring 'n onsmaaklikheid, want hulle lewens het dit tentoongestel wat anti-menslik en anti-christelik is. En ja, 'n lewe van dwaasheid. Luister, al was hulle in beheer van 'n land, al was hulle militêre leiers, sê die Bybel, was hulle nog altyd dwaas gewees, want hulle het God uit die prentjie gelaat. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat die nagedagtenis van die regverdige is tot seën. Ag, ons dink vanmôre aan manne soos George Miller, en as u so 'n bietjie sy verhaal gelees het, sal u sien hoe hy vir duisende weeskinders dan hierdie pragtige platform geskep het, van waar hulle ook die lewe tegemoet kon gaan. Hy het kinderhuise gebou in Engeland. Hy het hulle versorg op tydelike gebied. En hierdie kinders het baie te dank aan hierdie man George Miller, en het sy nalatenskap ook 'n geweldige invloed wêreldwyd gehad op hierdie bediening van die wese, ook in hierdie moeilike tye. Ons dink aan die man Martin Luther. Was dit nie vir hom wat opgestaan het teen die Rooms-Katolieke Kerk met hulle diktatorskap en hulle bose beginsels nie? Sou ons nie vandag die waarheid van die woord gehad het nie? Sou ons nie die 5 Solas geken het nie? Die Sola Scriptura, God se woord alleen, en Sola Gratia, genade alleen, en Sola Fide, geloof alleen, en Sola Christus alleen, en Sola Deo Gloria, tot eer van God alleen. Dink aan die man Martin Luther wat sy lewe op die spel geplaas het, sodat ons die woord van die Here in ons hand kan hê. Hierdie woord vertaal het in 'n rekordtyd, sodat dit in die normale man op straat se hand kon kom. Dink aan Johannes Calvin, dink aan die baanbrekerswerk wat hy gedoen het met die skryf van die institusies. En ag vriende, is van my wonderlik om te weet dat hierdie manne ook vir ons 'n nalatenskap daar gestel het. En wanneer ons aan hulle dink, is dit soet vir ons siele. En aan die ander kant, as ons dink aan die goddeloses, bring dit 'n bitterheid in ons siele. Ek vra vanmôre vir jou, aan watter kant van die draad staan jy? Ek wil jou vanmôre vra, is die seëninge van die Here op jou lewe? En is jy besig om hierdie seëninge uit te deel aan ander? En hierdie seëninge, weer eens, is nie noodwendig altyd die tydelike nie. Dit kan dit ook insluit. Maar dit gaan eintlik oor hierdie geestelike seëninge wat ons in Christus ontvang, om weer op ons beurt ander te seën, met dieselfde seëninge waarmee die Here ons geseën het. Om werklik 'n aangename geur te wees, om smaak te gee aan hierdie smaaklose wêreld, om regtig lig te wees in hierdie donker, bose, krom en verdraaide geslag. Of as jy miskien aan die ander kant, vanmôre miskien die een, wat met jou mond vir ons baie duidelik sê, en vir ander baie duidelik wys, dat jy eintlik 'n goddelose is. Dat jy geweld verberg, dat jou hart eintlik vir jou met soveel boosheid in rigtings lei, dat jy nie anders kan as om in gesprekke daaroor te praat nie. Ek wil jou vra, as jy een van daardie mense wat ander gou wil vergeet as jy dood is. Miskien 'n pa wat hulle gou wil vergeet omdat jou lewe en jou voorbeeld en jou optrede walglik was. 'n Ma wat miskien so geleef het, 'n oupa vir ouma. Of is jy miskien daardie ene wat hulle sal onthou en sal sê, luister, watter kosbare voorreg om hierdie man, hierdie vrou, hierdie pa, hierdie ma, hierdie oom, hierdie tannie te geleer ken het. Ek kan terugdink aan my kinderjare en ek wil vir u sê, daar is soete gedagtes van soveel baie mense wat in my lewe diep spore getrap het. Maar aan die ander kant wil ek vir u sê, vriende, is daar mense wat 'n mens so gou as moontlik wil vergeet. Hulle nagedagtenis verdwyn. Waarom? Want hulle lewe het weerspieël wat in hulle harte aan die gang was. Mag die Here ons genade gee dat ons hierdie waarheid hierdie naweek sal oordink, ons harte sal voorberei vir Sondag, dat ons bidend na die huis van die Here sal kom en in afwagting sal luister na die woord van die Here. Want dit is God se woord wat vir ons wysheid gee, insig. En ons sien baie duidelik hoe die Here die twee heeltyd teenoor mekaar stel, die goddelose teenoor die regverdige. En as jy vanmôre nog nie 'n kind van die Here is nie, dan pleit ek by jou. Roep na die Here terwyl hy te vind is. Soek hom terwyl hy naby is. En die Here sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hy is 'n genadige en 'n barmhartige God. En hy is vinnig om ons te vergewe. En hy is die een wat vir ons roep en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sodat ek vir julle rus kan gee. 'n Baie mooi naweek, baie seën, liefde van ons kant. Ons bid vir mekaar en mag die Here ons gebruik in sy diens en tot sy eer. Mooi dag verder.
Tada.